Goeiemôre graad 8. Ons gaan begin met oefening 25. Ek gaan gou saam met jou deur dit gaan. Julle het oefening 24 gedoen. Dis baie soortgelyk aan hierdie oefening, maar ek gaan gou vinnig saam met jou deur hierdie ene gaan. Jy gaan sien in hierdie oefening werk ons ook net met die bakkie is. Dis met ander woorde al die geld wat ek betaal wat my onderneming uitgee. Ons werk met 'n cheque of as ek bankkoste betaal, is dit 'n bankstaat. Maar al die geld wat ek betaal en uitgee is dus met hierdie oefening ook gebaseer. So dis almal bakkie is. So al die geld gaan uit my bank uit. My bank word minder, dis 'n bakkie is. Hierdie laat ek net weer vir jou mooi verduidelik. 'n Kolletjie is jou kontant ontvangsjoernaal. Al die geld wat jy ontvang is 'n kolletjie. Dit moet in jou kontant ontvangsjoernaal geskryf word. En al die geld wat jy uitgee is 'n bakkie en dit moet in jou kontant betalingsjoernaal geskryf word. Ons het dit verduidelik in oefening 24 ook. Nou kom ons by die eerste stap van jou oefening. Oefening 25 is die eerste stap. Jy gaan deur die transaksies gaan. Jy gaan by al jou transaksies kolletjie of bakkies maak. In hierdie geval van hierdie oefening is dit net bakkies, want ons doen net jou kontant betalingsjoernaal. So langs elke datum skryf jy 'n bakkie. Wat beteken die geld gaan uit my bank uit. Ja, hulle het ook vir my wat betaal ek, soos byvoorbeeld in die eerste betaal ek my toerusting en is 14.800. En so ja, hulle die bedrag en wat ek betaal. Ek wil weer eens vir jou sê, as jy na die 5de kyk, die 5de ek wissel 'n kontantcheck vir wisselgeld. Jy gaan sien ek het kontantcheck ook gehighlight, laat jy sien. Die oomblik as dit 'n kontantcheck is dit in my kontantbetalingsjoernaal, my besonderhede kontant. Die oomblik as dit nie 'n kontantcheck is nie en ek betaal dit aan 'n persoon, dan is die naam van die persoon wie ek betaal, soos by die eerste besonderhede Olindi Suppliers. So met ander woorde, as dit 'n kontantcheck is my besonderhede in my kontantbetalingsjoernaal kontant en as daar nie 'n kontantcheck is nie, as ek dit nie kontant betaal nie, dan is my besonderhede die persoon se naam wie ek betaal en dan nou die bedrag. Okay, so onthou dit asseblief my baie mooi kyk hoe ek dit gehighlight, dis presies hoe jy dit ook moet highlight. By die 5de slide het ek vir jou mooi verduidelik hoe werk dit. Met ander woorde, dit gaan nou jou stap 2 wees, dat jy jou transaksies langs jou sit en jy jou kontantbetalingsjoernaal gaan invul. Kyk vir my by die 3de doetjie. Ek het vir jou baie mooi verduidelik daar, die oomblik as ek met een cheque 2 goed betaal, beteken dit dan, jy skryf die totaal van die cheque, naamlik by bank 18.900 en dan skryf jy apart in wat jy betaal. Jy moet dit baie mooi verstaan. So kom ons kyk gou daarso by die 11de het ek 'n kontantcheck van 17.400 gehad en om 1.500 is verbruikersgoedere en dan beteken dit as ek daai tweeetjies bymekaar tel, dan gee dit vir my 18.900 wat jy dan by bank moet skryf. So bank is 18.900 en dan by 'n loon is 17.400 en verbruikersgoedere by die is dan 1.500. So jy skryf die totaal by bank en dan deel jy dit op soos wat jy betaal. Okay, graad 8, ons is amper aan die einde van hierdie oefening, so ek gaan vinnig vir jou hierso sê, onthou, jy gaan altyd die besigheid se naam bo aanskryf by die kontantbetalingsjoernaal, soos die kontantbetalingsjoernaal van Olindi Loodgieters en dan die datum. Dan die volgende ding wat jy gaan doen, ek het die 11de gaan vir jou verduidelik, ek gaan dit weer vir jou verduidelik. Die oomblik as dit 'n kontantcheck is, ek het 11de vir jou vet gedruk, as dit 'n kontantcheck is, dan is my naam van nemer is kontant. Die totaal van die cheque staan by bank van 18.900 en dan skryf ek dit by 2 verskillende plekke in. 17.400 by lone en by diverse rekeninge, omdat daar nie 'n kolom is vir verbruikersgoedere en moet dit by diverse rekeninge geskryf word, is dit R1.500 verbruikersgoedere. As dit nie 'n kontantcheck was nie, was dit soos by die eerste Olindi Suppliers, die persoon se naam. Onthou by die kontantbetalingsjoernaal, jy maak vrede dat geld is weg. So as jy die vrede tekentjie met jou 2 vingertjies opsit, jy skryf 'n bedrag 2 keer in. Die eerste keer by bank en die tweede keer dit wat ek betaal. Dan jou dokument is altyd jou cheque teenblad en dan is dit jou datum. Weereens, ek sê weer vir jou, as jy 2 goed met 1 cheque betaal, dan staan die groot totaal by bank en dan verdeel jy dit wat jy betaal. En dan weer eens, as dit 'n kontantcheck is jou naam van nemer kontant en die persoon wie jy, as dit nie 'n kontantcheck is nie, is die persoon se naam by die naam van nemer. Julle moet 'n fantastiese dag hê en ek hoop hierdie help julle baie. Lekker dag, bye bye.